Goeiemôre gemeente. Baie welkom en hallo jy. Ek is so bly daar's party mense wat regtig bly is om my te sien. Dit gebeur ook min genoeg, so kom ons geniet die oomblik. En dan is dit nie regtig waarvoor ons hier is nie, waarvoor ons hier is om volgende te sê, Here, U is ons God, ons is U kinders, praat met ons. Kom ons sit daarom net so stil en kom ons sê dit vir die Here. Soos 'n blom na die son draai en soos riviere na die see loop, soos 'n boom na die hemel opryk, soos skape agter 'n herder aanloop, so rig ons harte op die Here. Kinders van God, rig julle harte op die opgestane Here. Amen. En dan volgens 1 Petrus 1, vers 1 en 2, kan ek sê aan al die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, soos God julle vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en om besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai baie kennis. Elke keer ek gedwaal. Elke keer het U my iewers omhaal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net vir U. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is nie genade. Wat ek het is nie geleer. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my hier vandag naar U. Ons skriflesing vir oggend is uit 1 Korintiërs 1 van vers 10 af. 1 Korintiërs 1 van vers 10 af, die opskrif, daar's verdeeldheid in die gemeente. Broers en susters, ons 1 Korintiërs lees, dan onthou ons mos nou dat dit waaroor Paulus aan hierdie gemeente skryf, in die kern van sy boodskap, staan daar, hoe lyk 'n gelowige? Hoe lyk 'n apostel? Hoe lyk 'n gestuurde van Christus in hierdie wêreld? En daarom is dit die agtergrond waarteen ons dit lees. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons vra dat hy sal sorg dat dit sy woord is wat ons hoor. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U is God. U is die enigste God, die Almagtige. En daarom wanneer ons in die teenwoordigheid kom, behoort dit eintlik
stammelend en kruipend te wees. Maar U het gekom en U het ons uitgekies om meer te wees as net U onderdane. U het ons uitgekies om U kinders te word. Here, miskien het ons vergeet wat dit regtig beteken. Miskien het ons in hierdie wêreld al vergeet wat dit beteken om ouerloos te wees en dan 'n pa te kry wat bereid is om ons nie net sy kinders te maak nie, maar om ons prinse en prinsesse nie van die wêreld nie, maar van die skepping te maak. En daarom is dit vir ons belangrik as ons veral vanoggend by hierdie nagmaal kom stil staan, om te kan hoor wat U sê, hoe ons behoort te lewe. Here, om op 'n sensusvorm te skryf, ons is U kinders, is seker maklik. Om dit vir mekaar te vertel, is seker nie so moeilik nie. Maar om dit te leef, dis waar die moeilikheid baie keer kom. Here, U het nie U seun gestuur om vir ons te kom sê, hier loop die pad, loop dit nou nie. U het vir ons sy bloed gestuur. En U het dit nie in een of ander bottel of sakkie gestuur, soos in 'n bloedoortapping nie, maar U het hom aan 'n kruis laat hang en laat sterf, sodat ons mag lewe. En daarom, Here, het U die reg op ons lewens. Nou is dit ons gebed dat U ons sal kom leer hoe om hierdie lewens te leef. Dat U ons aan die hand sal vat en vir ons sal kom wys wat U van ons wil hê. Here, en dat U dan vir ons die krag sal gee om te sê, U is ons God en daarom is U eerste. En daarom is daar geen maar en geen want en geen verskoning hoegenaamd om nie te doen wat U wil hê ons moet doen nie. Kom leer ons vanoggend uit U woord. Gee dat ons sal hoor. Gee dat ons sal aanvaar. Gee dat ons sal kies, Here. En gee dat ons dan die pad sal loop wat ons gekies het, omdat ons die krag daarvoor van U af kry. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe en dan sê hy, kerels, julle probleem is, julle stry met mekaar oor wie die beste is. Elkeen van julle wil die baas wees, elkeen van julle wil vir ander ouens vertel hoe die winkel werk, elkeen is op sy eie agenda besig, elkeen van julle maak soos hy wil. En dan skryf hy die volgende aan, hy sê, ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, omdat van klose mense my vertel het dat daar onenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat een sê ek is vir Paulus, een ek is vir Apollos en een ek is vir Sefas en een ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog enigiemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Ons lees tot sover. Paulus se boodskap aan hierdie gemeente is eintlik kort en kragtig, julle dien Jesus Christus. En of dit Paulus is, en of dit Apollos is, en of dit Sefas is, wie ook al hierdie boodskap aan julle bring, is redelik irrelevant. Want dit gaan oor Jesus Christus. Nou as ek nou dit lees, dan dink ek klaar, dit kon sekerlik maar aan ons gemeente geskryf gewees het, of aan alle gemeentes van hierdie tyd. Want ons het maar sterk voor- en afkere oor 'n klomp goed. En Paulus sê vir hulle, kerels, dis nie waaroor dit gaan nie. Hy sê, julle mis die punt. Hy sê eintlik al waaroor dit hier gaan is dat Jesus Christus vir jou gekruisig is. En as dit nie genoeg is nie, dan het die kerk van Christus niks om vir jou te bied nie. Maak nie saak deur wie jy dit bied nie. As dit nie vir jou genoeg is dat Jesus Christus kom en sê ek sal aan 'n kruis hang en myself laat doodmaak sodat jy kan lewe nie. As jy meer as dit wil hê, hierdie is nie die plek nie.
So skryf Paulus aan Korinte en so sê Dani vandag vir julle. Ek het maar een boodskap om te verkondig, en dis dat Jesus Christus waaragtig vir jou gesterf het. En weet julle wat is die ergste van ons glo dit rofweg almal soos ons hier so sit. Party bietjie meer, party bietjie minder. Maar die deursnee lidmaat glo daarom dat Christus vir hom gesterf het en dat Christus op bystand is vir as daar regtig nood is. Leo Buscaglia, hy vertel dat hy op 'n stadium op 'n 5 uur lange vlug van Los Angeles na New Jersey op hierdie vliegtuig sit. Hy sê nie langs hom sit 'n ou en hulle het nog skaars die lug gevat. Toe huil daar 'n baba iewers in die vliegtuig. En toe sê hierdie man hier langs hom dadelik, "Oh my, how I hate babies on an aeroplane." Ek dink ek verstaan dit, die oudjies kan nogal half moeilik wees en baie keer 'n bietjie ontwrigtend. Hy sê nie te lank nie of hier kom hierdie antjie met die trolley aan en sy gee kospakkies uit en hy maak sy oop en hy sê, "Oh, how I hate the food on an aeroplane." Shame, ja, die ou is eintlik toe nou nie baie gelukkig met dit nie, en nie te lank daarna nie, en hy skop so terug, en hy rol 'n bietjie rond, en hy sê, "Oh, how I hate it when I can't sleep during a cruise." En kort kom daarop neer dat hierdie ou omtrent alles haat. Hy vertel van hy haat dit, en hy haat dat, en hy haat dit, en hy haat dat, en alles is sleg, en niks is eintlik soos hy dit wil hê nie. En nadat hy nou so vertel het hoe hy haat, want hy is nie skaam om dit vir almal te vertel wat wil luister en nie wil luister nie, toe kom hy op 'n punt waar hy nou genoeg vertel het wat hy haat, hy is toe min of meer deur die hele inventaris van die vliegmasjien, en hy sê toe vir Theo Buscaglia wat langs hom sit, hy sê vir hom, "Nou wat doen jy?" En Theo sê toe vir hom, "Man, ek is 'n professor in opvoedkundige sielkunde." En hy sê, "Wow, wat beteken dit? Wat se vakke doseer jy?" Nee, sê man, ek doen 'n bietjie kursusse in verhoudings, hoe mense mekaar behoort te hanteer, hoe om met mekaar oor die weg te kom. Hy sê eintlik is dit wat ek doen gaan alles oor liefde. En hierdie ou langs ons vir die eerste keer tydens hierdie vlug opgewonde en hy sê, "Man, dis fantasties." En hierdie ou is regtig diep opreg. Hy sê vir hom, "Ek is so bly ek ontmoet iemand wat in dieselfde waardes as ek glo." Broers en susters, dis die probleem met ons Christene. Dis presies die storie van jou lewe. Jy glo al hierdie mooi goed, maar jy leef dit nie. Ons glo in liefde in die eerste plek. Ons glo Christus is ons leidsman, die enigste wat ons volg. Leef jy dit? Hierdie ou was blykbaar, as ek die storie reg lees, regtig opreg daarin dat hy glo in liefde, maar hy haat alles. Leef jy dit wat jy glo? Sien mense dat Jesus Christus nommer 1 in jou lewe is? Dat, hoeveel keer, en nou vat dit nou maar, you've had it coming, soos die Britte sal sê. Hoeveel keer het jy al verskonings gehad om iets vir Christus te doen, want die wêreld hou jou besig, maar Christus is jou nommer 1. Come on, uit daarmee, praat met jouself, gee die antwoord. Ek glo ook in liefde en ek haat alles. Jy ook. Jesus is ons Here, veral as dit ons pas. Dis presies wat hierdie ou gedoen het en ons het vir hom gelag. Mense kyk na Christene en hulle lag vir hulle. Nie net dit nie, hulle lag vir Christus. Want hy het nie die vermoë om sy mense te inspireer tot 'n enkele ding wat hy self gedoen het nie. Ons glo dit met ons hele hart. Leef jy dit? Ons sal volgende nagmaal, omdat Christus hierdie lewe geleef het, tot by die dood aan die kruis en ter helle neergedaal het. Hy was sekerlik ook redelik besig. Hy kon sekerlik ook 'n klomp verskonings hê. Ja, hy was so besig dat hy op 'n stadium laat was vir 'n afspraak, op 'n stadium nie by mense kon uitkom toe hulle gedink het hy behoort daar uit te kom nie. Soveel so dat hy hoor, Here, as u maar betyds was, het ons broer nog gelewe, maar jy's 4 dae laat. Wat gaan aan met u? U bring nie u kant nie, doen nie u werk nie. So besig was Jesus. Maar hy het nie een keer vir sy hemelse Vader gesê, staan net 'n bietjie op sy, nie nou nie. Sy eerste prioriteit was altyd om te doen wat God van hom vra. Want hy het regtig sy Vader lief gehad.
Ons glo hierdie goed. Ons glo dit regtig. Maar leef ek en jy so? Jy sien, soms is ons lewens so anders as die mooi dinge waarin ons glo, dat ander mense nie kan glo dat ons glo nie. Hulle kan dit nie sien nie. Ons Christene het die ouens geword wat die meeste eise stel, die meeste output wil hê vir die minste input. Toets my. Gaan kyk of ek jok. Christendom het 'n game geword waarin ek by mekaar maak. Hoeveel Christene sit in die lewe in? My broer, my suster, dis 'n vraag wat ons dan regtig glo. Sou jy gesê het, hierdie ou in die aeroplane glo regtig dat liefde die belangrikste is, nadat hy vertel hoe hy alles haat? As jy hom nie sou glo nie, weet dan, mense kyk na jou en besluit of hulle glo jy glo of nie. Dis hoe dit is, ons maak so. Hoe maak Christene dan? Op 'n stadium met 'n dominee in die kerk het hy die kindertjies vorentoe geroep en almal hier laat staan en toe sê hy vir hulle, okay, julle ouetjies, as dominee vanoggend vir julle sou sê padda, waaraan dink julle? Jy sien een ouetjie se hand is op en die dominee sê, ja, boeta. Hy sê nee dominee, ek dink aan Jesus. En die dominee, dit het nie in sy preek gepas nie. Ek weet nie wat hy wou hoor nie, maar dit was nie wat hy wou hoor nie. En die ou frons en hy sê, nee, boeta, hoekom Jesus? En hierdie ouetjie sê, oom, want ek dink nie oom het ons vorentoe geroep in die kerk om met ons oor paddas te praat. Hy was obviously reg gewees. Jy sien, selfs hierdie klein ouetjie het geweet dat Christene praat nie oor paddas, hulle praat oor Christus. As Christene by mekaar is, dan praat hulle oor Jesus Christus. As Christene lewe, dan leef hulle in navolging van Jesus Christus, nie navolging van paddas, frogman, of wie hy ook al dan nou sal wees nie, ek het hom nog nie ontmoet nie. Hoe is dit dat hierdie klein seentjie dit verstaan het en dat ek en jy dit verloor het? Hoe is dit dat hierdie klein ouetjie weet dat Christene se wie hulle is bepaal dat hulle in die eerste plek oor Christus sal wil praat? En ons het 1 miljoen verskonings hoekom ons nie oor Christus wil praat nie. En jy hoef dit nie vir my te antwoord nie, so by the way. Jy hoef dit nie vir die ouderling te antwoord nie, maar jy gaan nie by God verbykom sonder dat jy hierdie vraag moet antwoord nie. En frankly, my dear, tel ek ook nie so baie punte nie. Maar God doen. Elke knie sal voor hom buig, so sê die woord. Elkeen van ons sal vir hom moet sê, Here, ek het lekker gespeel met die naam, of Here, ek het U gedien, voluit. In my hart was U eerste. Ek is in die versoeking om 'n paar van die gewilde verskonings te lys, maar ek gaan dit nou liewer nie doen nie. Want dan mis ek jou en dan dink jy hoef nie te antwoord nie. Kom ons antwoord elkeen op ons eie verskonings. As Jesus Christus daardie dag moes gesê het, ja maar. As hy soos ons sou gesê het, nee, ek's bereid om vir ek het die vorige keer het ek vir Hendrik die boef gemaak, so ek sal vandag nice met hom. As jy rus sê nee, ek sal vir Hendrik sterf want hy's oulik. Maar Landie, sy's nog ouliker, hy sou vir haar gesterf het. As hy nou so deur hierdie kerk sou gaan het en gesê het vir jou ja, vir jou nee, vir jou ja, vir jou miskien, kom ons kyk hoe loop dinge, net nie vandag nie. Waar sou jy gewees het? Want ons maak so met God, broers en susters. Ons doen dit met hom. As dit die regte dominee is, as hy die regte boodskap het, as hy my genoeg kom besoek, as hy nice genoeg is om te spring as ek die regte toukie trek, dan, Here, dan dien ek U met groot vreugde. Maar Here, as hulle nie, moet niks van my vra nie. En Paulus skryf aan hierdie gemeente, hy sê, boys, julle is besig om so onder mekaar te beklei en te stry oor wie die belangrikste is, oor wie die kitaar moet slaan, dat julle in die proses Jesus se naam deur die modder sleep. Dat mense nie kan glo dat julle glo nie. Dat mense nie sien jy is regtig 'n Christen nie. Christen wees beteken nie om die grootste checkie uit te skryf en te sê nou los julle my uit nie.
Christen wees beteken nie om elke Sondag uit te draf vir 'n diens in die oggend en verder met niemand aan jou karring nie. Christenskap beteken om 'n navolging van Jesus Christus op sy voetspore te loop. Dis waarvoor hy gekruisig is. En nou is my vraag weer, leef ek en jy dit? Leef jy dit? Wanneer ek kastei my nou al die hele week hiermee, so, is jou beurt. Dis waaroor die nagmaal gaan. Oor 'n God wat sê, ek gee julle my seun. Ek laat hom sterf. Maar dan laat ek hom opstaan, sodat jy 'n nuwe lewe mag leef. My broer en my suster, leef jy dit? En ek stel nie belang in jou maars nie, regtig nie. En God ook nie. Alwaar hy belang stel, is in jou ja of jou nee. Ja, ek leef God in my lewe, of nee, ek leef dit nie. Want dan weet ons waar ons met mekaar staan. Daar is nie plek vir undercover Christene nie. Daar is nie 'n Christelike CIA, geheime diens tipe van triek, KGB, net wat julle dit wil noem nie. Jy of is 'n Christen omdat jy dit leef. Julle ken almal die storie, ek het dit al vertel, maar ek is nou ook al lank genoeg hier om partykeer stories oor te vertel, klink dit vir my. Die ou wat in die kroeg gesit het, en toe stap hy in met so woeste swart baard, maar 'n meneer van 'n baard. As dit wit was, kon hy Kersvader gewees het. En die ou slaan so op die toonbank en hy sê vir die kroegman, in die naam van die swartbaard bende, gee vir my 'n melk. Want dis die kerk, ek kan nie sê bier nie. En die ou gee vir hom 'n melk. En hy drink sy melk en hy staan op en hy loop en hy betaal nie eers nie. En dis vir hierdie ou verstommend en dan kom nog 'n ou en hy slaan so op die toonbank. Hy het net so baard, swarte. Ek bedoel swart baard. En hy slaan op die toonbank en hy sê, in die naam van die swartbaard bende, gee vir my 'n melk. En die ou gee vir hom 'n melk en hy drink sy melk en hy betaal nie en hy loop uit. En hierdie ou dink, dis 'n lekker triek, en op 'n stand slaan hy ook so op die toonbank en hy sê vir die kroegman, in die naam van die swartbaard bende, gee vir my 'n melk. En die ou sê vir hom, nee, jy het nie 'n swart baard nie. En die ou vat sy hemp en hy trek sy knopes weg en hy wys sy borshare wat ook daarom swart is en hy sê, geheime agent, gee die melk. Ons Christene maak so. Niemand kan sien jy's 'n Christen nie. Maar Boeta, laat die pop op die fan stryk, dan is ons op ons knieë en ons sê, Here, nou moet jy help. Niemand weet ons is 'n Christen nie. Niemand daar buite sal sê of sal ons skuldig bevind aan Christen wees nie. Ons is geheime agente. Mag dit? Is dit oukei? God sê nee. God sê nee, hy sê, ek laat Paulus aan julle skryf en ek sê, julle moet eensgesind wees, julle moet dieselfde gesindheid hê, julle moet dieselfde oortuiging hê, julle moet leef vir Christus. Dis wat God sê. En broers en susters, hierdie God is my God. En as sy woord dit sê, en ek is nie daar nie, dan gaan ek op my knie en dan sê ek, Here, ek is so jammer. En as jy moet versigtig wees voor jy besluit jy wil ja sê, van dan beteken dit van Genesis 1 tot by Openbaring uit, sê ek en jy ja, Here. En hy sê nog 'n couple of goed oor. Maar dan is hy jou God. As jy dit leef wat hy vra, dan is hy jou God. Selfs daar waar dit teen alles in jou inskreeu. Want die Vader was Jesus se God. Sy Vader. En toe sy Vader sê, weet jy wat is nodig? Dat jy aan 'n kruis moet hang, dat jy moet ly, dat jy moet bloei, dat dit moet seer wees, sodat hierdie klomp ouens gered kan word. Toe sê Jesus, as dit u wil is, Vader, dan is dit wat ek doen. En hy sê, ek verkies dit anders, maar as dit u wil is, dan is dit wat ek doen. Want u is God. Dis dan lekker as ons kan aftree in die koninkryk. Soos ek sê, ek het aan my kant gebring. Dis nou iemand anders se beurt. Ek hoop is jou beurt om die poort oop te vang as jy daarbo kom. Want sê nou, dis nie jou beurt nie, terwyl ons dan nou in die koninkryk beurt te maak. Dit werk nie so nie. Dit werk met 'n Christus
wat ten spyte daarvan dat dit vir hom seer en moeilik was, gesterf het en vir jou en vir my gesê het, loop nou agter my aan. Volg my nou. Nie oor dit jou pas, nie oor jy 18 jaar oud is en iemand anders 67 jaar oud is nie, loop agter my aan, omdat ek jou God is. Speenoud tot stokoud, volg my, want ek het vir jou gesterf. As ek en jy volgend hierdie nagmaal gebruik, moet dit wees omdat ons sê, Here, ek aanvaar u bloed en u liggaam, u offer, aanvaar ek, omdat u my God is. En nou sal ek vir u leef, want die verbond wat die Here met ons gesluit het, sê, toe hy al met Abraham gepraat, sê, ek sal vir jou God wees, maar jy moet vir my volk wees. Daar is 'n teenprestasie. Jy moet sê, ja Here, ek doen wat u vra. Ek loop u pad. En Here, ek moet soos Paulus sê, dit sal sekerlik val en opstaan wees. Ek moet soos Paulus sê, dat ek baie keer die goeie wat ek wil, nie sal gedoen kry nie. En die slegte wat ek nie wil nie, sommer outomaties doen. Maar Here, elke keer as u my uit die woord uit aanspreek, sal ek terugdraai. Sonder die maar, sonder die want, sonder die opgawe van verskonings. Net omdat u my lief het en ek u terug lief het. Mag ek en jy vandag 'n lyn trek en sê van hier af vorentoe, leef ek my geloof. My broer en my suster, mense wat vertel hoe hulle alles om hulle haat en hoe ontevrede hulle met almal is, kan nie op sy knie gaan en sê, Here, ek is so dankbaar vir u genade, want sonder u sou ek niks wees nie. Hulle kan nie gaan staan en sê, ag Here, alles wat ek het kom van u af, en dan kerm ek oor 3/4 daarvan nie. Mag God gee, dat Suikerbosrand se Christene, hulle geloof sal leef, sodat die wêreld sal kan glo, dat ons glo. Want as dit met mense woorde gepaard gaan, as dit gaan oor hoe mooi ons verskonings kan uitdink, dan sê Paulus, as dit oor woorde gaan, dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Hy sê die krag van die kruis word bewys daardeur dat mense gaan leef in hierdie krag. Mag God gee dat ek en jy, veral omdat ons versterk word deur hierdie nagmaal, sal uitgaan en sal gaan leef dit wat ons glo. Boodskap van Paulus is, of nee, van God uit sy woord is, moenie dat ons grootkop opinies, die lewe van die kerk, die bruid van Jesus Christus vernietig nie. Leef soos Jesus. Dis waarvoor hy gekruisig is, dis waarvoor hy opgestaan het. Dis waarvoor hy jou en my roep. Amen. En nou, omdat jou naam geliefde van God is, mag jy uitgaan en gaan leef, dit wat jy glo, omdat jy tot alles in staat is, deur Christus, wat jou krag gee. Mag die Here jou seën, met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg van wat die mense noem dwaasheid, om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.